Baie welkom by my podcast. Ja, dit is alweer Julie maand. Ek is nie heeltemal seker hoe ons so vinnig hier gekom het nie, maar ons is nou hier. En vandag is die tweede gedeelte van my gesprek met die nimmerlike Gerda Taljaard. Baie dankie aan almal van julle wat my nog altyd ondersteun en 'n koppie tee of koffie vir my se borg om die podcast te kan volhou. Ek waardeer dit opreg. En ek hoop dat hierdie tweede deel van die gesprek met Gerda julle ook 'n bietjie sal inspireer en bly maak. Lekker luister. Jy meen Heinz Gonzalez? Ja. Nee, ek het dit al gesê, dit is my ja, dit het 'n groot invloed op my gehad as jong leser. En natuurlik, dit was my wonderlik dat 'n mens se verwysingsraam, jou verwysingsveld verbreed word. Dat jy heeltemal van 'n ander kultuur leer. En wat natuurlik wonderlik van Gonzalez se boeke was die seks wat glad nie toegelaat was. Vir een of ander rede was dit toegelaat in Gonzalez se boeke, maar nie eintlik in Afrikaanse boeke. So dit was verfrissend om net bietjie vloekwoorde te lees en sekstonele te lees en van 'n heeltemal ander kultuur bewus te raak. En nie in jou klein ou voorstedelike wêreldjie te verdwyn nie. Ja. Vasgevang te wees daarin nie. Hoekom ek jou gevra het oor die politieke impak of die sosiale impak in jou boeke, is ek het nou heelwat resensies gelees, wat ouens geskryf het oor die grafdigter, en dit is my asof almal baie hard gesoek het daar vir relevante politieke verbintenisse en dinge wat hulle kon maak. Maar dit was nie noodwendig wat jou idees was veel groter as net om lyntjies te trek tussen die politiek van die vandag in Rusland en in Suid-Afrika en daai ooreenkomste, tog? Ja, beslis baie meer as net dit, maar ja, daar is definitief raakpunte wat getref word tussen Suid-Afrika en Rusland, en dit is natuurlik ook die een van die boeke waarna ek verwys, een van die bronne waarna ek ook dan in my erkennings verwys, wat gaan oor die verband wat daar tussen Rusland en Suid-Afrika was, op verskeie maniere, tydens die politieke stryd, tydens die apartheidstryd, tydens die struggle, maar dan ook dit wat ons huidiglik ondervind met geweldige korrupsie. So ja, ek sal nie dit ontken dat dit deel is van die storie nie, maar dit is beslis nie my fokuspunt nie. Ek wil 'n bietjie wegstap van die grafdigter net na jou algemene manier van skryf en manier van doen. As jy nou aan 'n storie dink, hoe besluit jy waar dit afspeel, of weet jy dadelik waar dit gaan afspeel? Want dit is die plekke waar jou stories afspeel is altyd baie so fascinerend. Milieu is vir my ontsettend belangrik. Ek dink omdat ek ook 'n groot filmfoendie is. Ek is baie lief vir films. En dit is my verskriklik belangrik om daai atmosfeer en die milieu, die omgewing waar die verhaal afspeel, baie realisties en baie helder voor die gees te roep. Ek dink dat dit is ook hoekom daar ook al pogings was om my boeke in films te verwerk, is omdat dit daartoe leun. So ja, die plek is vir my geweldig belangrik. 4 Susters het afgespeel in Magubas Kloof, en dit is vir my een van my gunstelinge plekke in die ganse wêreld, nie net in Suid-Afrika nie. Ek is absoluut versot op daardie lieflike plek. En dit was my nodig om
die plek of die milieu in my verhale word eintlik 'n verdere karakter. Ja. Wat 'n geweldige invloed het op die hoofkarakter en dan al die ander karakters. Maar milieuskepping, dit voel vir my, of dit is wat ek as leser wil hê, is ek wil my heeltemal in 'n milieu kan inleef en kan voorstel. Selfs al is dit 'n fantasieboek. Nou as nou 'n plek is soos Magobaskloof, gaan jy dan ook daarna toe? Is dit vir jou belangrik om op daai plek self te wees? Want ek weet jy was in Rusland gewees of glad nie? Ja tog? Ja, jy was. Ja. Ja, ek was in Sint-Petersburg nie baie lank nie. Eintlik maar net vir 3 dae, maar dit het 'n geweldige impak op my gehad. Dalk seker maar oor my belangstelling daarin, maar ek was absoluut gefassineer deur die mense, en eintlik ook hoe hulle op baie maniere ooreenkomste toon met Afrikaners nogal, die geslotenheid. Maar dit is belangrik om definitief in 'n plek te wees. Gelukkig met 4 susters was ek in die posisie dat ons vir 20 jaar 'n plaas in Georges Valley. Georges Valley is net so buite die dorp daar in Magobaskloof, net buite Hennisburg. So dit het 'n groot impak gehad op die 4 susters, en dit is ook hoekom ek daardie milieu so realisties kon uitbeeld. Maar ook dit is 'n baie magiese plek. Ja. Dit is eintlik op 'n manier 'n baie gotiese plek as gevolg van die inheemse woude wat daar is, maar ook die denneplantasies, en die mis. Daar's geweldig mistigheid meeste tye van die jaar in Magobaskloof. So dit het onmiddellik hierdie magiese atmosfeer waarin daar taamlike, makabere en groteske dinge kan plaasvind. Dit leende daartoe. Ek wil by jou weet, hoe skryf jy? Staan jy vroeg in die oggend op of skryf jy laat in die nag? Skryf jy die hele dag lank? Hoe doen jy dit? Ek en my man is albei absolute naguile. Ons kom nooit saans in die bed voor middernag nie. Ons werk en kyk TV-reekse en tot in die klein ure van die oggend. So nee, ek staan beslis nie vroeg op in die oggend nie. Dit is hoekom ek jou gevra het of ons eers 12 uur kan begin. Dat ek moet eers vir die honde gaan stap ensovoort. So nee, ek het 'n roetine waar ek en alles draai om die honde. Terloops, een van my honde se naam is Laika. So natuurlik vreeslik verwys word na die ruimtehond Laika in die grafdigter. So my roetine draai eintlik maar om my honde, nou dat ek nie meer by Unisa betrokke as dosent is nie. Gaan dit maar daaroor om hulle te vat vir 'n stappie 3 keer 'n dag, en dan tussen die stappies is wanneer ek skryf. En stap is natuurlik baie goed vir skryf. Hulle sê dat dieselfde dopamien of wat ook al 'n mens gebruik wanneer jy skryf, dieselfde denkwyse word blootgestel of word vrygestel wanneer 'n mens stap en wanneer 'n mens skryf. Is interessant. En jy bly fiks in die proses. Dit help ook. Ja, dit help beslis. Ja. Voor jy nou begin met 'n storie, maak jy eers seker by die uitgewer dat hulle dit gaan wil uitgee, of skryf jy jou boek eers klaar? Hoe werk jy? Ek het tot dusver eintlik maar nog net geskryf wat ek wou, sonder om die uitgewer te raadpleeg. Maar nou deesdae wil die uitgewer alreeds die kontrak geteken hê voor 'n mens begin met die boek, en dan wil hulle nogal weet waarmee jy besig is en wat jy gaan doen.
Ehm so ja, dinge het nou vir my 'n klein bietjie verander uh deur hierdie kontrak. Wel, selfs die titel kan altyd verander en die inhoud kan sekerlik maar nog altyd aangepas word. Maar ja, ek het altyd was gelukkig dat dit wat ek nog altyd geskryf het, is nog altyd uitgegee. En ja, daar gaan dinge nou iets wat anders wees in die toekoms. En maak dit jou angstig, want ek kan dink ek hou nie daarvan om kontrakte te teken vir goed wat ek nog nie kan aflewer nie. Ja, dit maak mens angstig, veral as jy 'n voorskot kry en dit reeds spandeer het. So jy weet dit moet klaar. Maar Solet, gelukkig is ek so lief vir skryf en ek is so ja, ek is regtig so gemotiveer dat dit vir my nie eintlik vreeslik angs veroorsaak nie. Natuurlik veroorsaak dit angs as daar vir jou gesê word jy moet op 'n sekere datum daarmee klaar wees. Maar die uitgewers is ook altyd op in elk geval Penguin is natuurlik ook altyd baie tegemoetkomend en verstaan as 'n skrywer nie binne 'n sekere tyd van 100% gaan klaar wees nie. So dit help. Jy's ook kan ek dit sê, die koningin van kortverhale. Jy skryf die wonderlikste kortverhale. Wat soos my eerste wat ek graag sal wil weet is, wat is vir jou die essensie van 'n goeie kortverhaal? Ek sal sê die taalgebruik, absoluut. Want 'n kortverhaal hoef nie noodwendig te eindig om die leser se verwagting aan die leser se verwagting te voldoen, of dit hoef nie op 'n noodwendig op 'n hoogtepunt te eindig nie. Alhoewel ek nogal verkies om dit so te doen, dat daar 'n tipe van 'n hoogtepunt of klimaks opgebou word in 'n kort verhaal. En dit is natuurlik vir my makliker, of nie natuurlik nie, dit is nie vir almal ewe maklik nie, maar dit is my makliker om kort verhale te skryf, juis omdat jy vinniger by die crux of by die klimaks of die hoogtepunt van die verhaal kan kom. Maar dit is nie, maar ek sal sê taalgebruik is amper net so belangrik in 'n kort verhaal as wat dit is in 'n gedig. En eintlik 'n roman ook. Daar is vir my 'n vreeslike vloeiendheid tussen die genres van 'n gedig tot 'n kort verhaal tot 'n roman. Want romanhoofstukke is vir my eintlik soos kort verhale, dit eindig op 'n hoogtepunt of dit eindig op 'n tipe klimaks. So dit is nie vir my vreeslik 'n aanpassing om tussen die genres te beweeg nie. Ek doen dit eintlik met gemaak. Die enigste probleem met kortverhale is dit is so moeilik. Daar is min uitgewers wat kortverhale uit. Omdat dit eintlik blykbaar nog minder as gedigte gelees word. Ek weet nie of dit 100% waar is nie. Maar dit is wat ek al gehoor het, is dat lesers nie noodwendig baie lief is vir kortverhale nie. Wat vir my eintlik verbasend is, wat as jy dink dat mense se aandagspan word al hoe korter, omdat hulle al hoe korter goed op hulle selfoon lees en op Facebook lees en op Instagram lees. Maar tog lyk dit my dat die meeste lesers verkies nog om 'n volledige roman te lees in steede van kortverhale. Jy weet, hulle sou dit verpligtend moes maak dat elke mens wat inskryf vir die Woordfees kortverhaalbundel, een kortverhaalbundel koop. Dan dink ek het jy alweer 'n hele goeie verkope van bundels, maar ja, dit lyk baie keer asof almal wil skryf, maar niemand wil lees nie, né? Dit is nogal 'n groot probleem. Ja. Almal wil skryf. Almal het 'n storie om te vertel.
Daai ene, wat was daai storie, daai ding vroeër van almal wil 'n huisie by die see hê, né? Nou ja, almal wil 'n boek op die rak hê. Ehm oor die woordeskat. Iewers het jy geskryf dat jy of nee, is daar 'n onderhoud oor jou geskryf dat jy graag woordeboeke lees. Hmm. 'n Mens sal nou Ja, dink dat daar net 5 woordeboeke is en dan is dit klaar, maar dit werk nie so nie. nee. So ek koop vir my by tweedehandse boekwinkels koop ek vir my woordeboeke en dan veral ou woordeboeke of dit nou Engels of Afrikaans is en dan is dit vir my baie lekker om te kyk hoeveel woorde het intussen verdwyn en wat is argaïs en word hoegenaamd nie meer gebruik nie. Watter woorde kom hoegenaamd nie meer in mense se woordeskat op nie, soos byvoorbeeld algar of altoos. Woorde wat nog definitief in my ouma se woordeskat was, maar wat al klaar 'n bietjie verdwyn het in my ma se en dan heeltemal in die nuwe generasie se woordeskat verdwyn het. So daar's soveel woorde wat in elk geval Afrikaans sprekendes as totaal en al vreemd as 'n vreemde woord sien wat hulle glad nie eers herken nie want dit word nie meer gebruik nie. So dit is my dit is amper vir my asof ek weer hierdie ou woorde wil laat herleef op 'n manier. Nie dat ek nou noodwendig daarop aandring om moeilike en vreemde argaïese woorde te gebruik in my romans nie, maar tog en ek in die grafdigter was dit juis vir my ook belangrik om 'n tipe van 'n vervreemding te skep vir die leser, omdat die leser eintlik die indruk moet kry dat hy of sy nou is besig om nou 'n Russiese dialoog aan te hoor. Ja. So dan ek het 'n tipe bietjie van 'n vervreemding daar geskep deur middel van vreemde Afrikaanse woorde. Maar ja, dit is my manier dan ook om hierdie woorde te laat herleef. En in die Vier Susters het jy dan woorde gaan soek wat in daai tydperk gebruik is. Beslis, want dit was nie vir my moeilik nie, want ek het my ouma het vir baie lank by ons in die huis gebly. En ek het natuurlik ook aan ek was absoluut versot op haar en versot op haar stories en ek het natuurlik baie keer in my mou ook maar gelag vir haar soos wat jonges maar doen met ou mense. Maar dit was nie eers vir my moeilik, ek hoef nie eers moeite te gedoen het om daai ou Afrikaans op te diep nie, want dit is iets waarmee ek nog groot geword het. En ek skat myself baie gelukkig in daai opsig dat ek nog baie woorde van die 30s en die 20s en die 40s en die 50s nog kon hoor. Stuur jy jou aan resensies? Ongelukkig ja. Ja, dit is nogal vir my, ek weet my vel moet dikker wees. En my vel het al bietjie dikker geword, maar eintlik moet mens glad nie resensies lees nie. Ek weet Michelle Meyer, wat nou onlangs weer 'n boek uitgegee het en wat sy is bekend vir haar boek Moer. Sy lees glad nie resensies wat oor haar boeke geskryf word nie. Ek is te nuuskierig, maar dit is maar dit is nie lekker nie en dit is verpletterend. Maar resensies is ook goed. 'n Mens leer uit jou foute. 'n Mens leer om in die toekoms dinge dalk bietjie anders aan te pak, maar daar is natuurlik ook kritiek waaraan mense jou doodgewoon nie aan hoef te steur nie. Maar ek vind resensies wat geen negatiewe kommentaar lewer nie, 'n klein bietjie suspect. Dit is vir my verdag as iemand resensies skryf wat net jubel oor 'n boek. Daar moet behalwe as natuurlik daar geen punt van kritiek is nie, wat eintlik vir my taamlik onmoontlik is, maar goed.
Ehm so jy moet maar net as skrywer leer om selektief te wees oor waar jy jou gaan steur en waaraan nie. Want dit is ook maar net 'n subjektiewe opinie. Dit is maar net een persoon se opinie en om verpletter te word deur een persoon se opinie, dan kan jy nie 'n skrywer wees nie. Dan moet jy ook nie 'n skrywer wees nie. Jy moet kritiek en jy moet negatiewe kommentaar kan aanhoor en verwerk. Maar jy hoef jou nie aan alles te steur. Um, ek as kinderboekskrywer word ek deur Penguin Lapa verplig kontraktueel om myself te bemark op verskillende digitale platforms. Ek weet nie of jy aan dieselfde eis onderwerp word nie. En ek wil graag vir jou vra, hoe voel jy daaroor oor al hierdie selfbemarking hier en daar en wie weet waar? Ek dink dit is baie nodig. Die tyd dat daar 'n bemarkingsspan was wat 'n skrywer blootstel en wat die bemarking vir die skrywer doen is eintlik maar verby. Skrywers moet deesdae hulle eie bemarking doen en dit en as jy 'n taamlike teruggetrokke ingetoe tipe persoon is dit natuurlik dis moeilik. Dit kom nie van self nie. Maar jy kan nie net staat maak op jou bemarker by die uitgewer nie. Jy moet regtig ook moeite doen met leeskringe op Facebook, op Instagram, selfs jou eie blog of webwerf of webtuiste. Dit is tog belangrik om dit te doen. Ek voldoen nie altyd aan al die media waarna ek moet betrokke by wees nie, maar ek is maar taamlik selektief as dit daarby kom, maar ja, 'n skrywer moet hom of haarself definitief bemark, of dit nou lekker is of nie. En dit is nodig. En dink jy dat daar skrywers is wat hulle self in die voet skiet deur hulle self te veel te bemark? Ja, dit is beslis ook, ek dink, ja, dit is verseker so dat enige persoon wat op Instagram of Facebook is raak naderhand 'n klein bietjie keelvol vir daardie skrywer wat die heeltyd besig is om daai boek te bemark. Ja, dit raak ook te veel. 'n Mens moet versigtig wees om dit nie te oordoen nie. Verseker. Ja. Ja, so 'n fyn balans, né? 'n Fyn balans, soos met alles. Ja. Ek wil graag afsluit deur vir jou te vra, hoe sien jy nou die toekoms van die Afrikaanse roman? Aan die een kant is ek verskriklik entoesiasties daaroor want daar word soveel meer boeke uitgegee. Maar ek is bekommerd omdat die lesers is besig, hoeveelheid lesers is besig om te krimp. Ek dink definitief so. Wat Afrikaans aanbetref en in Suid-Afrika. Dit word al hoe moeiliker om 'n boek te skryf wat lesers gaan hê. En wat die Afrikaanse roman dan ook wat dinge bemoeilik is, daar is so 'n groot gaping tussen dit wat die akademici van 'n boek verwag en dit wat die leser en die uitgewer van die skrywer verwag. Dit is eintlik 'n onbegonne taak vir 'n skrywer. Dit word regtig al hoe moeiliker en dit is wat my bekommer, ook omdat die hoeveelheid studente wat deesdae inskryf vir 'n graad in Afrikaanse letterkunde, dit is ook besig om te krimp. Ek praat dalk nou onder korreksie. Dalk is daar mense wat my daar kan reghelp, maar dit voel tog vir my dinge, selfs al word daar elke keer meer en meer boeke uitgegee, is daar net minder en minder lesers. Maar danksy mense soos jy is daar nog steeds baie 'n lewendige gesprek oor boeke. En dit is wonderlik. En danksy
die verskeie mediavorme soos Facebook en Instagram ensovoort, word die gesprek lewendig gehou. En dit is iets waaroor ek baie dankbaar is en waarvoor skrywers baie dankbaar moet wees. Ja, Baie dankie. Ehm skryf jy vir jouself of skryf jy vir die leser? ek skryf eintlik vir albei, definitief. Ek skryf wat ek graag wil lees. So dit werk al twee kante toe. So ek skryf definitief vir myself, maar ek wil ook gelees word. Ek wil nie net in die eter verdwyn nie. Ek wil hê dat mense my boeke moet lees en daarom is dit vir my tog belangrik om, al skryf jy taamlik literêr, dat daar tog iets boeiend en meesleurend moet wees in 'n boek. En dit is die boeke wat ek verkies en dit is hoekom ek baie lief is vir Margaret Atwood se boeke en Ian McEwan, want hulle albei kan dit regkry om baie boeiende boeke te skryf met 'n sterk verhaallyn, maar sonder om die pitkos in te boet of die 'n diepgang prys te gee.